Welkom by die tweede episode van Praat. Vandag deel ons 'n storie wat nie maklik is om oor te praat nie, maar wel nodig is. Stef vertel van haar dogtertjie, Carla, wat op die ouderdom van 9 gediagnoseer is met kanker en op 10-jarige ouderdom daarvan oorlede is. Dis 'n rou en eerlike gesprek oor verlies en oor liefde wat nooit ophou nie, maar ook oor die pad van rou wat niemand ooit kies om te stap nie, maar wel soms moet loop. Hierdie episode bring perspektief oor die dinge wat werklik belangrik is en hoe elke oomblik kosbaar is. Miskien kan hierdie episode jou uitkyk verander oor pyn, ouerskap en die lewe. Stef, baie dankie dat jy vandag kom praat. Ek weet jy praat nie gewoonlik nie. So ek weet vandag is 'n groot oomblik vir jou en ek waardeer dit regtig. Waardeer dat jy jouself uitsit en kom praat. Vir jouself, vir jou genesing, maar ook om vir ander mense dalk hoop te bring. Dankie daarvoor. As jy dus vir ons kan vertel wat gebeur het, dit in julle verhaal met Carla. Okay, so Carla is gebore 10 Junie 2013. Sy was 'n baie gesonde baba, baie gesonde toddler. Tot in graad 2 het sy begin, ek dink dit was na COVID. Het sy begin, soms sê sy kan nie sien in die klas nie, dan sê sy weer sy kan nie hoor nie, sy kan nie konsentreer nie. Die juffrou het gesê sy kan nie regtig agterkom wat reg is nie, want sy skuif haar vorentoe, maar dan sê sy nog steeds sy kan nie hoor nie. Toe ek aan die begin van graad 3 het ek haar gevat vir toetse by 'n opvoedkundige sielkundige en hulle het niks regtig daar gekry behalwe 'n bietjie disleksiek dat sy foneties skryf. Soos amper klink vir jou soos 'n Kolletjie, sonder e. Ja, so sy sal hom met 'n is skryf, maar as sy woord geleer dan is dit fyn, dan kan sy hom skryf. So dit was nie regtig vir ons iets om oor bekommerd te wees nie. En ek het haar toe aan die begin van graad 3, sy was toe 8, het ek haar gevat vir oogtoetse. En daar kon hulle ook niks optel nie. So toe het ek gedink, okay, dalk is dit nou maar net toevallig. En toe, sy het verskriklik baie sport gedoen, so sy sal gaan van die een sport tot 4 uur, en dan kom sy weer 4 uur op die fiets, en dan ry sy weer tot 5 uur fiets, en toe het sy begin met die sport, as sy klaar is met die sport, het sy so begin limp met die een been. So hinke-pinke begin doop, en ek het gedink, miskien het 'n spier seer gekry, of iets, en ons het maar gesmeer, en ek het niks gevoel nie. En toe, voor die vakansiedag, die 1 Mei 2022, het sy na broer op die trampolien gespring. En toe spring hy na been vas, en dit was vir haar toe net, dit was ongelooflik erg. Seer. En ek het toe gedog, dis maar nog steeds die spier, maar iets in my moederlike instinkte het gesê, Iets is nie reg nie. Ja. En ek het onmiddellik toe vir haar afspraak gemaak, nog online daaraan die afspraak gemaak, want het was vakansiedag, en die volgende oggend het ek haar by die dokter gehad. Ek het die dokter aan haar been vat, toe sê sy, iets is nie reg nie. Julle gaan sommer direk na die X-rays toe. Dus na die X-rays toe, en dit was baie weird, want ons by die X-rays kom, toe sit 'n maatjie van Carla se ma wat die X-rays doen, maar toe sy het nie besef wie ons is nie, eers halfpad deur het sy besef. Jy is die rooi kop van my seentjie altyd praat. En na die scan was sy verskriklik ongemaklik, en ek onthou dat ek het toe gedink, okay, hier is groot fout, want sy het soort van verdwyn, en hier van agteraf gesê, sit maar net die jassie daar neer, en maak seker hulle stuur die rapport vir jou ook, en het glad nie uitgekom nie. Sy het my totaal en al vermy. So ek het geweet, en ek is terug na die dokter toe, en ek het wel gaan sit, en sy het die papier so oor die tafel geskuur, en vir my gesê, lees het, en dan praat ek later met jou. En ek onthou daar het opgestaan, osteosarkoom. En dit was vir my verskriklik erg, omdat ek was voor dit, vir 15 jaar omtrent, was ek betrokke by die Little Fighters Cancer Trust. So ek het hierdie dinge gesien. En ek het hierdie kinders, veral die kinders met die osteosarkome gesien. Hulle het dit nie gemaak nie. Ek meen, die treatment wat ons vir osteosarkoom gebruik is 20 jaar terug se treatment. Daar's geen nuwe developments nie, en die chemos wat hulle vir daai kinders gee, is groot mens chemos. So, meeste van die tyd maak die chemo die kinders dood, en die ding ook met 'n osteosarkoom is dat, in die tyd wat jy hom kry, is hy al so het hy al versprei.
Okay, toe is ons deur al die toetse, MRI's, biopsies wat toe nou bevestig het. Ek wil net gesê Dit is- op daai ek sê maar ek interrupt nou, maar ek onthou jy het vir my gebel, jy het my 'n voice note gestuur en ek dink dit was in hierdie tyd wat jy dit was of voor dat jy soos wat jy nou sê jy weet die dokter vir jou die brief gegee het, maar ek onthou jy het vir my daai tyd gesê jy weet jy weet klaar. Ja. Jy weet klaar. Het dit vir jou in daai tyd gevoel soos 'n doodsvonnis klaar? Ja, want ek het geweet. Ek het gedog jy sinies. Ek het nogal gedink jy weet soos jy Stef Ek weet nie, ek het net geweet ons gaan nie aan die ander kant uitstap. jy het net daai gevoel gekry oor dit. Ek weet nie en mense kan nou dink miskien is dit negative energy trek, negative al daai goed, maar ek weet nie, in my hart het ek geweet. Dit ja. Anyway, ja. En toe het ons begin met chemo, dit was baie erg. Ek meen 'n poort in jou bors, 'n naald wat daar ingedruk moet word. Dit was verskriklik dramaties en ek moet vir jou baie eerlik sê, die ding is met die hospitaalstaf, hulle is nie, meeste van hulle is nie waar hulle moet wees nie. Jy het jou 1 of 2 wat jy trust. Ek meen ons het 90% van 2 jaar. 95% van 2 jaar in die hospitaal spandeer. Ek meen dis al wat ons geken het. Ons was totaal en al geïsoleer. Daar was nie mense wat kan oorkom nie of ons kan by iemand gaan kuier of ons kan iewers heen gaan nie want ons kan dan nie blootstel aan enige kieme of enige sulke goed nie. Ja, en met haar eerste chemo het sy 'n maatjie ontmoet wat 3 maande later oorlede is en ek dink van toe af het Karla baie swaar gekry. Want toe was dit elke keer as ons chemo het, gaan dit gebeur wat met haar gebeur, gaan sy doodgaan. En my antwoord was elke keer ek weet nie. Ek kon nooit vir haar sê en ek is seker ander ma's sê vir hulle kinders, daar was 'n ma wat se seentjie op sy dood gelê het en die ma het nog die aand my gesê hierdie kind gaan gesond raak. Maar ek het in my hart geweet hierdie kind gaan nie gesond. Maar mens hou vas om by hoop natuurlik, nee. Ek weet ek het ook 'n klein bietjie hoop gehad. Daar is daai hoop, anders sou ek haar nie deur daai treatment gesit het nie. Natuurlik, ja. Ek meen dit is en op daai stadium jy word so gedruk en dit is so skape. Jy word so gedruk in hierdie ding en dis hierdie groot ding wat met jou gebeur en dit neem alles oor en almal is net van buite af met dis wat ons gaan doen. Daar's nie tyd vir jou om te question of te dink wat is die neeweffekte van hierdie goed? Wat gaan hierdie goed help? Jy gooi wat jy kan gooi daarna toe en jy hoop vir die beste. jy hoop dat jy dalk die kans het om aan die ander kant uit te kom. Okay, en dan so het ons nou verder gaan met die chemo. Die chemo het aangehou van Junie af tot omtrent in September en toe in September het sy 'n baie groot operasie ondergaan waar hulle haar hele femur verwyder het van onder die knie af tot hier bo in die heup en hulle het 'n protese ingesit en die protese het hulle in Duitsland gemaak, maar die protese omdat sy nog so klein is, moet sy groei. Okay. So die protese kan nie groei met 'n magneet. Okay. Maar die nadeel toe nou van die protese is ons kon nooit weer na MRI gaan nie. So dit sal baie moeilik wees om weer te detect as daar enige kanker is. Okay, na die operasie, jy sê daai kind dit was baie swaar. Ek kan nie as jy daar sit en jy kyk wat hierdie kinders deurgaan en jy dis like ek sou met enige een van hulle plekke geruil het. Nie eers net met my kind nie. Enige van daai kinders wat daar gesit het want jy moet sien dit is net ek kan nie dink dat jy moet ek dink is aaklig. Dit was my grootste vrees my hele lewe lank. My hele lewe lank was dit my grootste vrees dat een van my kinders iets oorkom. Ek dink maar dit voel vir my ook so. Verstaan ek Ella met 'n dogtertjie wat 2 jaar oud is, as sy net 'n griep kry, dan voel dit vir my hele lewe stop. Ek kan nie eet nie, ek kan nie slaap nie, ek kan niks doen nie. So ek kan nie eers begin dink, jy weet, hoe dit moet voel as jou kind op daai vlak siek is nie. En ek dink baie ma's het daai vrees. Ek is ook bang vir dit. Jy weet, dit is die ergste ding wat met jou kan gebeur, om dit direk te sê. Dit is die ergste ding, maar soos ek sê, as jy daarin is dan
You didn't have a choice. Daar is nie gevra wil jy of wil jy nie. Dis hier is dit, jy moet dit face. En jy doen op daai stadium die beste met die kennis wat jy het en die ding is wat jy dit wat die dokters vir jou sê, ek meen soos 'n skapie. You just go with it. En iewers langs die pad het 'n scan 'n kolletjie op die long gewys waar hulle glad nie bekommerd was nie, wat hulle gesê het hy's stabiel, so hulle neem aan die chemo het hom onder beheer. So hulle gaan nie op daai stadium maar worry nie. Na die operasie moes sy weer leer loop en alles het lank, sy kon vir lank nie haar knie buig nie, so dit het omtrent 6 maande gevat voor haar knie weer kon buig. Toe in Maart 2023 het ons vir scans gegaan, het die chemo klaar gemaak, ons het vir scans gegaan, en die scans was skoon, silwer skoon, daar was geen kanker het opgelig in enige van die bene nie, op die bone scan nie, die CT het wel nog ekstra kolletjie gewys, maar al twee kolletjies was baie klein, en op daai stadium het hulle net gevoel, hulle gaan eerder dop hou, en nie uitsny nie, want dit is verskriklike groot operasie, hulle sny hulle oop van die oop hierna toe, en dan gaan hulle met hulle hande in, en hulle voel deur die longe vir nodules, en dan haal hulle so uit. So hulle het gesê hulle gaan dit dop hou, en toe in Junie vakansie, 2 maande daarna, Maart, Junie, het ons op vakansie gegaan, en die hele tyd na chemo was sy nie lekker nie. Dit was die hele tyd, of sy's naar, of haar koppyn, but she was living life. She was taking it all in. Sy wou oral gaan, sy wou alles doen, sy het geleer naaldwerk doen, sy het geleer stik met die masjien. Sy was natuurlik net so bly dat, jy weet, sy nou... En tog as ek terugdink is, she had a bucket list. Sy het 'n bucket list gehad, en sy het vir hom deurgewerk. En daar was klein goedjies op, soos 'n voël wat op my vinger moet sit. Dit was... Ons het gereël vir 'n voël om op my vinger te sit by 'n pet shop. Maar anyway, toe gaan ons Junie op vakansie, en dit was haar beste vakansie, dis op die plaas, ons het daar as ook op die plaas gestrooi. Mal oor die skape, mal oor die diere, en sy het net nie vir my beter geraak nie, sy het net... En almal het die hele tyd vir my gesê, dit is die chemo se after effect. Sy gaan nog regkom. Maar weer eens het jy gevoel los iets anders. Die hele tyd, en sy ook. Sy het geweet. Sy het geweet. En aan die dag toe ons van die plaas af wegry, het my vriendin vir haar gesê, want sy het vreeslik gehuil. Sy sê vir haar, moenie so huil nie, ons sien julle gou weer. Sy sê vir my, ek gaan nie weer plaas toe kom nie. Ja, sy het vir my vriendin gesê, toe sit sy in die kar, toe sê sy vir haar, ek gaan nie weer plaas toe kom. En sy was mal oor die plaas. En, toe kom ons terug. Ons is weer terug hospitaal toe. Hulle doen toe is dit nou die naar en die goed ding, dis net soos baie erg. En hulle het toe scan gedoen van die maag en gekyk of daar nie kanker is nie. Daar was nie kanker nie, maar daar was maagseer en goed. So toe begin almal alles afskryf aan die chemo. En ons het geskiet, en terwyl sy toe in die hospitaal is, het ek vir die dokter gesê, so knop op die kind se kop agter. En Carla het daai dag vir my gesê, mamma, dis kanker op my kop, dis kanker op my skedel. En ons het gegaan vir 'n CT scan. CT scan het skoon teruggekom. Hulle kan niks sien nie, daar is niks daar nie. Dis skoon. En Carla het aanhou sê, mamma, daar is iets nie reg nie. Dit is nie. En sy het al sieker geraak. En ons is toe weer, later dat oogie begin skeef trek. En haar gesiggie het begin swel, en die oogies het begin heeltemal skeel trek. En hulle is ons gestuur na 'n ophthalmoloog toe by Groote Schuur, en hy het gesê, nee, dis net druk, daar's beskiklik baie drukking op die brein. Hy weet nie hoekom nie, maar daar's drukking op die brein, en die onkoloog moet 'n wat noem jy dit, wat in die rug in die hals, 'n lumbar-puncture doen, om die pressure te release. Volgende oggend gaan ons terug na ons onkoloog toe, hulle gaan nou die lumbar-puncture doen om die pressure te release, en net voor hulle dit doen, te bel die neuroloog, want sy sê, moenie dit doen nie, want as dit 'n tumor is, gaan die tumor
soos in, Ja. as jy gaan na pressure release, dat tumor gaan oral gaan. Ja. En hulle bel toe die radioloog en sê hy moet teruggaan op die ou scans, die vorige scans, en toe hulle toe begin spesifiek fokus op die area wat sy gesê het hulle moet fokus, toe sien hulle die tumor. Maar hoe het hulle dit gemis? Die ding is, onthou jy stuur dit vir 'n radioloog. Die radioloog het 'n kennis van 'n meisie wat 'n osteosarkoom het. So, hy weet nie waar my brein om in te zoom of hy neem 'n picture van die brein en in die groot picture kan jy nie daai klein tumor sien nie. Sien nie. As jy begin ooptrek presies op daai plek, kan jy dit sien. En dit het met baie scans gebeur, want ek meen, hoe weet ek nou? Dit het met baie scans gebeur wat hulle goed nie kan sien nie, maar sodra jy dan vir hulle sê, okay, fokus, onthou dis 'n radioloog. Hy kyk na die overall, hy kyk nie spesifiek hier op daai kolletjie van die kop, Ja, sit daar iets. En die tumor was nie in die brein nie, hy het op die skedel van haar op haar agterkop, op die skedel gesit. Okay. So dit het na buite toe gekroei. Okay. En ja, en toe het hulle vir ons gesê, toe het ek geweet. Ek meen, toe het ek geweet, as 'n relapse is ons, daar is die opsies. En hulle het toe besluit om 2 chemo's, nou, die 2 ergste chemo's wat jy kry, en wat soos in 80%, ek wil nie amper die persentasie sê nie, maar dit is 'n ongelooflike hoë persentasie vir jou leukemia gee. So, sekondêre kankers. Die chemo wat ons nou gaan gee kanker. Gee weer kanker. En, maar dis jou enigste hoop. Kom ons probeer dit. 5 dae chemo, dit was die ergste chemo wat daar was. Dit was ongelooflik swaar. En die hele tyd deur daai chemo het ek vir my kind gesê, as jy wil stop, stop ons vandag. En she never, nooit so erg so wat dit wel was. So erg soos die trauma van alles wat in haar hospitale gebeur het, poort wat hulle gebreek het. Dit is, het sy gesê, sy gaan dit doen. Sy het 100% geglo. Sy het geweet sy is siek, maar sy het 100% geglo nog toe. Sy gaan gesond raak. Sy gaan dit doen. En ons het vir haar chemo gegee, na daai chemo, sy moes 2 sessies kry, sy moes nog, daar is net die 2. 'n 5 dae sessie en 'n 5 dae. Hulle kan nie meer nie, dit sal haar doodmaak. Dit is, en na die eerste week, toe sê ek vir die onkoloog, ons vat nou scans. Toe sê sy vir my, ons gaan nie scans nou vat nie, ons gaan die tweede sessie. Toe sê ek vir haar, toe sê my moederlike instink vir my, ek kan nie hierdie chemo nog in my kop sit nie. Ek kan nie. En hulle het die scans geneem en die neuroloog het vir ons gesê die tumor is binne in die myn sinusslagaar geïnfiltreer, hy's oral in die, en nou praat ek van toestaan wat al soos 'n waterlemoen agter haar kom. Wow. So. En jy sê onthou ons het oral geloop en random mense het wel geld gegee. I mean, hoe stap jy na iemand toe en geef hulle en geld. pity, hier's vir jou R200 of hier's vir jou R500, dis slag. Dit was nie vir my, en of mense sou na toe stap en begin huil, en sy was net ek was sit net 'n mis aan, asseblief, ons gaan uit. Die mens, en dit gaan nie eers vir my oor wat mense dink nie, dit gaan net oor, dis nie lekker as almal heeltyd staar, daar's mense wat actually en sy is I couldn't care wie wat sien nie, dit is net, en as mense begin huil het, mense het na haar toe gekom en dan sou hulle sommer net begin huil. En Maar hoe het jy daar gevoel? Hoe het jy laat voel? sy kon dit glad nie handle. Dit het haar gebreek. As iemand anders huil of iemand anders, vir haar was dit altyd oor, ek wil ander mense beter laat voel. En sy was toe sy klein was ook so, sy sou van die skool afkom en nie die helfte van haar skoolwerkboeke is in haar tas nie, dan sê ek soos, waar is jou boeke, jy moet huiswerk doen? Dan sê sy soos, maar mamma, daai een moes my tas pak, want ek moes die enetjie wat sukkel in die klas, want hy mag nie huis toe gaan nie, of hy mag nie pauze hou nie, want sy werk is nie klaar nie.
Sy sit altyd en ek het nooit die extent van daai besef tot sy siek geraak het. En toe het ek random WhatsApps gekry van mense wat soos my kind by die karate onder 'n vlerk gevat en hy wou nie karate doen nie en hy wou of die mooiste boodskappe. Ek het soos in hordes en hordes en hordes gekry. So Ek onthou, iets wat ek nogal onthou, wat jy nou daarvan praat is, toe ek by die sentrum gewerk het sy vir een van die studente in my klas briefies geskryf. ja, motivation. Ja, briefies, ja. Sy is die klein dogtertjie en sy skryf vir die graad 8 of 9. Trots is op hierdie meisie. Ja, ek onthou dit. Sy was sy het net, ek weet nie, sy het net altyd ander mense. Maar in elk geval, so toe bestraling, toe het ons geweet, toe het ek gesê, Toe stop jy die chemo. ons stop die chemo. Ja. It's not doing anything. Dit is besig om haar, nee, ons kon net nie meer die chemo doen nie. En toe kyk ons na palliative opsies. Ons het na 'n ander dokter toe gegaan en hy het vir ons gesê, ek kan palliatiewe bestraling doen. Hulle weet bestraling werk nie vir 'n osteo nie, maar dit bring verligting en dit kan tydelike verligting bring. Wat dit het, sy het 20 sessies gedoen. 5 en 5, ja, dit was 4 weke van 5 dae en dit het gekrimp tot heeltemal teen haar kop. Okay. Maar die bestraling ophou toe begin dit onmiddellik weer groei. En ja, en daai was vir my die ergste deel, want jy kyk na jou kind en jy weet sy gaan doodgaan. Jy weet dit. En sy het al hierdie drome en sy vertel van hoe sy eendag hierdie amazing poppe gaan maak vir blinde kinders, kry 'n pop wat blind is en 'n kind wat suikersiekte kry 'n pop met 'n dingetjie op wat jy die suiker mee en 'n kind wat 'n protese het, kry 'n pop met 'n protese en sy het al hierdie drome gehad en ek moes net ja. Maar hoe hanteer mens dit? Wat sê jy voel? Want wat jy voel binne jou kan jy amper nie toon nie, nee. Ons het besluit om nie vir haar te sê nie. Ek dink dit was regtig. Ek dink sy het geweet, veral aan die einde. Het sy ophou vra wanneer kan ek huis toe gaan, wanneer gaan ek gesond raak. Waar sy dit altyd gevra. So, maar ek dink daai deel was amper vir my erger as om haar te verloor. Om te kyk na jou kind en te weet daar's niks wat ek kan doen nie. En jy gaan dankie wees. En toe in Desember, Januarie, en dit is nou einde 23, begin 24. Ons het op vakansie gegaan, ons het die lekkerste vakansie gehad. Ons het ook net voor dit op 'n safari gevat, want dit was 'n groot droom om 'n safari, soos ek sê, sy het 'n bucket list gehad. En sy het seker gemaak, daai bucket list, 5 dae, sy het 5 dae in 1 dag gelewe. 5 dae so goed in 1 dag gedoen. Dis is sy gelewe is. So, ek het altyd gesê, ek kan nie byhou nie, dit is nie leuk. En sy het ook seker gemaak, na ons daai vakansie teruggekom het huis toe, het sy baie siek begin raak. Die hele vakansie was sy, en ek het haar so jammer gekry, want ek het geweet. Maar sy het haar alles gegee, sy wou alles doen, en na die vakansie het dit regtig erg begin downhill gaan. En ons het daar toe, in einde Januarie het hulle opgeneem in die hospitaal, en ons is toe nooit weer huis toe tot Maart maand wat sy oorlede is nie. Daar was 'n week wat ons actually huis toe was, maar toe ons toe in die hospitaal was, het sy 'n stroke gekry, so die een kant van die gesig. Sy het nog net een dag gelê gesels met my en toe ek weer sien toe sy smaal, toe gaan net die een kant van die gesig op. En van daar af kon sy glad nie meer sluk of enige iets nie. Sy kon nie meer haar kop oplig nie. Sy kon glad nie haarself oplig nie. As sy wou hoes of iets, moes sy haar oplig, laat sy nie verstik nie. Sy kon glad nie eet nie, maar sy het insist dat sy eet. Weet-Bix. Brood. Goed wat jy nie kan sluk nie. Ons gaan nie nou yoghurt nie. En sy het sit en verstik deur al daai goed, maar sy was determined om te eet. En ek dink,
Ek dink dit kom van met die chemo het ons altyd vir haar gesê, eet nie, dan gaan jy beter voel. Beter voel, shame. So sy het ook gedink, jy weet, as sy sal eet, Ja. dan gaan sy beter raak. En toe was daar 'n week wat die dokter sê dit verskriklik. Sy's baie erg oor haar diere. So sy het haar diere verskriklik gemis en ons vir die dokter gesê ons wou eintlik hê ons wou huis toe gaan en hê sy moes daar dood. Ja. Ons wou nie hê dit moes by die hospitaal. Mm. En die hospitaal kyk er ook nie daarvoor nie. Dit was absoluut 'n kwessie van ons behandel die simptome in die hospitaal. Ek meen sy's op 'n fentanyl drip, 'n morfine drip, 'n ketamine drip, so dis heeltemal Voel mens net soos nog 'n pasiënt in 'n hospitaal? ja, beslis. Dit jy's geen porretyd. Daar's saans wat ek al uitgehardloop het wat ek gesê het is iemand nie nou in hierdie fucking kamer inkom nie. Dan het ek al 'n halfuur gewag. Die dripsak is leeg. Hy's vol. Gelukkig is dit bad. dis bad. Soos ek vir jou sê, daar's 1 of 2 wat jy trust met jou lewe. Ja. En is daai aande wat Karla haar pa by die hospitaal laat kom slaap het. Want dan weet sy's fine. Sy's Want fine. andersins was ek daar. En ek het nooit geslaap in daai 2 jaar nie. Ek kan jou Jy baie kan goed nie. glo. Jy's so bang en daar het so baie goed gebeur, drips wat leegloop, sulke lang ligbubbels in drips en dis gevaarlik. Ek meen Ja. kan embolismes en Ja. kan jy actually verkeerde sakke wat gehang word, verkeerde dripsakke wat gehang word met 'n ander kind se naam op. Ja. Ja. Dis crazy. Horror stories. So dit was maar soos ek sê, daar was jou 1 of 2 wat heeltemal en wat ons soos huis laat voel het, wat seker gemaak het. Ons daar's van en kom dans in die kamer. Sit 'n bietjie musiek aan op 'n Sondag. Dis boring in die hospitaal, ons dans of hulle dans vir haar of hulle sing vir haar. Al die Khoza vrouens is baie mal oor haar en om met haar Khoza te praat. Maar anyway, so toe dit was al vir 'n week huis toe gevat, maar die probleem was sy kon toe glad nie meer sluk nie. Sy kon glad nie meer haarself oplig nie. Sy kon glad nie meer haarself draai nie. Ek weet nie wat sy geweeg het nie, maar sy het baba nappies gedra. Het jy nie op 'n stadium gevoel veral in daai tyd asof jy eerder wil hê sy moet nou gaan nie? Ja. Ek dink ek Ek sou so sê- voel. Dit was al jy kom op 'n punt waar jy surrender. En jy weet dat maak nie saak wat ons gaan doen nie. As jy die dag gebore is, kom jy met 'n expiry date. Jy kom met jou lewe is beplan op die aarde van daai dag tot daai dag. There's no way around it. Dit is nie en aan die einde het dit so sleg gegaan dat jy later aan jy bid jy het nog altyd daai hoop van gesond raak, maar eventually het dit so gegaan dat daai hoop het oorgegaan en God se gesond maak lyk dalk nie soos myne nie. Dit is sy wil nie myne nie. En ek dink is wanneer jy by daai punt kom wat jy moet fully surrender. Dis jy moet oorgee. Dis You like to surrender. jy moet dit neersit. Jy moet aanvaar dat God se wil, jou wil is nie God se wil nie. God se wil is nie jou wil nie. Ek dis Karla het ook baie sterk gestaan en nog geloof. Ja, sy was baie gelowig, maar ek moet ook sê soos deur die hele proses, as iemand wou gesê, dat actually 'n seentjie vir haar eendag gesê in die kliniek, "Haai, weet jy, miskien moet jy net bietjie meer bid dan sy gesond raak." Regtig. Ja. Oh, shame. Ek lag nou oor my. Ja, dit Dis ja, afgesien van 'n kind af en Dis dis 'n seentjie wat net siek, ek dink nie eers hy weet toe al hy was siek nie. Oh, shame. Dis Nou, dalk iets wat sy ma of iemand anders vir hom gesê het. Wat actually sad is. Sad is, ja. Iemand se ma vir Ja. jou so iets kan sê dat Ja. as jy meer bid, want dis iets wat ek deur die journey gesien het is kanker diskrimineer nie. Hy kyk nie wie's gelowig, wie's nie gelowig, wie's 'n goeie mens, wie's 'n slegte mens nie. As hy jou vat, gaan hy jou vat of jy
glo of nie. Dit is wat dit is. Daar dis terrible. Dis regtig waar, ek kan nie vir jou verduidelik hoe dit voel as jy alles moet neersit en alles moet oorgee nie. En jy want jy weet daar gaan dit gaan nie verander nie. Dit gaan en ek onthou 2 dae voor sy oorlede is, het ek haar nog die dag lank gebad, dit was te moeilik. Ek meen, jy kon nie die lyfie lig nie, jy kon nie draai nie. Sy het daai oggend 'n groot Oreo roomys gevra, wat sy deur verstik het, die hele roomys, en dit het so erg geraak, dat sy toe geaspireer het, die oggend, en verskriklik siek was, en opgegooi het, en ons kon haar net nie kry om op te hou stik nie, en dit was so erg, dat ons actually gedink het, sy gaan nie nog op verstik nie, dit gaan. Dit is so erg om te hoor, dat ek voel my kind stik aan 'n klein stukkie appel vir soos 2 sekondes, en dan verloor ek dit heeltemal, soos as ek uit vir die res van die dag. En jy kan niks aan doen nie, want sy kan nie hoes nie, haar keel, dit was verlam in haar keel, sy kan nie sluk nie, sy kan nie hoes nie, sy kan nie so maak nie, dis die liggaam gaan basies like in 'n I have to get rid of this ding, en hy probeer ontslaa raak van dit. En daai middag het ek haar nog gewat van bo tot onder, en sy het vir my na dit toe sê sy my mamma, ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy so na my kyk, maar sy het baie sleg gepraat, en sy het die laaste 2 maande baie sleg gepraat, jy kon nie regtig hoor wat sy sê nie, en ons moet so pretend dat ons hoor wat sy sê, om haar nie te ontstel. Want sy het die hele tyd gevra, wanneer gaan ek gesond raak, wanneer gaan hulle dit uitsorg, wanneer gaan ek huis toe gaan. Maar die laaste week, sy het nie weer gevra nie, sy het nie gevra om huis toe te gaan nie, sy het nie gevra oor haar diere nie, dit was asof sy afgesny het, sy het net op die tablet gelê. En my een vriendin het vir my kom kuier, en sy het vir my gesê, toe my vriendin al weg is, mamma, hoe kan jy iemand hier, en dit is die eerste keer wat iemand ooit na my toe gekom het daar, maar hulle het dit toegelaat, omdat hulle toegeweet het, Kim gaan nie nou meer so maak. En toe sy daar weg is, toe sy vir my gesê, mamma, hoe kon jy, en dit is 'n vriendin wat al baie jare my vriendin is, en waarvoor Karla baie lief is, en sy het net gesê, hoe kon jy iemand hierna toe bring? So sy wou nie hê mense moes haar so sien nie. Daar was soveel mense wat gebel het en gevra het, kan hulle net voor en hulle wou kom baie sê het, maar nie vir haar sê, hulle wil net kom kuier. En sy het net geweier. Maar maatjies het vir haar briewe aan die einde geskryf wat sy glad nie eers gelees het. Sy was moeg. Sy was baie moeg. Sy was en daar het ek op die punt gekom van smeek God. Jy moet my kind nou kom. Jy kan nie, dit kan nie langer so nie. En sy het my so mooi gesê, so dankie en alles, en daai aand ook het haar pa en haar broer en my ma kom kuier, van 7 tot 8, en sy was actually met hulle geïnteract, en toe het ek geweet. Want ek het geweet van die opflikkerings, en ek het geweet van, so sy het vir almal baie gesê, waar sy gewoonlik as hulle uitstap die laaste paar weke, sy kyk nie eers vir hulle nie, sy gee nie eers aandag as hulle daar is nie, en sy het vir hulle baie gesê, en daai nag het sy vir my gesê, kom lê langs my op die bed, want hulle het vir haar sulke oppies het sy op 'n skaakvelletjie gelê, want sy het begin bedseer en goed kry, omdat sy nie kan, en ons moes al elke halfuur draai, ja. En sy het op, so hulle het sulke opblaas matras ding wat hulle onder haar sit, laat die matras deflate, so ek kan nie by haar lê lekker in die laaste tyd nie, want sy het altyd, al die chemo en die goed, ek moes altyd optel, dan sit sy haar bene so om my, en haar arms om my nek, nou moet jy nou vir, want jy kon nie anders nie, soos jy moes altyd so, dit was nou haar manier van, as jy haar nou moet comfort, weet jy al my, so groot is wat sy nou is, al moes jy haar so optel. En sy het vir my gesê, die aand ek met pa kom lê, en ek het seker 'n halfuur gelê, en toe hoor ek haar asemhaling is heeltemal anders,
dit is soos 'n hond net elke halfuur asem. Toe besef ek, sy's obviously in die transition fase. Op daai stadium het die nurses ons heeltemal uitgelos. Hulle mag net help as ek die knoppie druk. Hulle mag nie vitals neem nie, niks nie, omdat ons het geweet dit gaan meer anxiety en goed veroorsaak. So hulle het ons probeer so min as moontlik pla, soort van, want jy weet mos hoe gaan dit in 'n hospitaal, 5 uur in die oggend druk ons die gordyne oop en ons sit die ligte aan en ons raas as ons die drippe kom en ons maak almal wakker. Ja, nee. En ja, en toe sy in 'n koma ingegaan en dit het vir 2 dae aangehou en die onkoloog het aan vir ons anders sê, daar's iets waar ons vashou. Dis kom sy bly en die oggend van die 6de het Andries moes werk toe ry en ek het by haar gaan sit en ek het met haar gepraat en toe het ek vir haar gesê, obviously was sy nie bewus nie, maar die dokter het gesê die oë beweeg nog as so daar is effektief nog awareness. Ja. En ek het lank met haar gepraat en ek het vir haar gesê dat ek jammer is dat ek nooit vir haar gesê het sy gaan dood nie. Tot vandag toe weet ek nie of dis die ding wat my dalk die meeste pla, moes ek gesê het. Maar Ek sou nie. Ek sou dit gedoen het. ek het gevoel sy's te klein. Ek dink ook so. En ek het gevoel sy gaan bang wees as sy dit weet. En ja, en toe het haar pa gekom en ek het gaan stap en hy het met haar gepraat lank. En toe het ons daar by die bed gesit en sy wag tot die geelmeners kom. En toe die geelmeners, want sy en die geelmeners het 'n baie special band gehad. En hulle was soos, dit was soos haar beste vriendin. Die geelmeners was haar beste vriendin vir 2 jaar. Haar trustpersoon, haar net sy mag 'n drip insit as ons met bloed trek. Ons gaan die path keep en ons ry sommer na Helen se huis toe. Helen spyt vir ons New Lastums by die huis, alles ons. Daar's nie 'n manier ons gaan iemand anders doen nie. En sy het gewag die middag tot Helen daar kom en toe Helen langs haar gaan sit, hou haar top. Dus sy het gewag tot ons al drie. Nie sê nou gewag, maar ons was al drie, want ek was net op pad om te loop, want toe Helen kom, toe sê ek, ek gaan 'n bietjie bereik vat en 'n bietjie gaan stap. En toe, net voor ek gaan stap, toe so laaste asempad. Ja, en toe pak ek om daar uit te kom, want ek het gesê, ek gaan nie kyk hoe hulle my kind in 'n swart sak zip. Wat is die eerste gedagte wat vir jou opgekom het? Was dit net dat ek wil nie nou verder sien wat jy aangaan nie, of was dit 'n relief? Ek wou net gevra, het was te verligting wat jy gevoel het? Dit was absoluut 'n verligting. Ek was nie hartseer op daai stadium nie. Ek was nie en skok ook, maar ek meen dis nie, maar verligting. En vir haar, want sy het ongelooflik, die laaste maand het sy ongelooflik swaar gekry. Ek meen sy kon nie praat lekker nie, sy kon nie sluk nie, sy kon nie beweeg. Ons moes haar sy moes letterlik sê, draai my om. Kan jy my omdraai, kan jy my omdraai? En sy het begin bedseer kry en nee, dit is net, dit kom op 'n punt waar jy, asseblief Here, dis nou tyd. Maar dan besef jy ook weer, die tyd is gonna come en dit gaan gebeur wanneer dit gaan gebeur. Jy sê jy het verligting ervaar initially. Wanneer skop daai verskriklike hartseer in? Te baie langer na die tyd. Ek dink vir baie lank is jy in skok. Ek is die begrafnis, ek het amper geen rekolleksie daarvan nie. Ek het geen rekolleksie van daai tydperk nie. Dit was Ek onthou jy het net nog gesit. Ek dink jy het net nog gesit. Jy het so 'n bietjie van 'n smaaltjie op jou gesig gehad. Dit was absoluut vir my, ek het net gedink moenie omkyk nie, want haar neefie is nou, hy was 5 of 6 toe. En toe hy agter my gaan sit, het hy 'n foto gekyk al voor in die kerk en hy het vir sy ma gesê, she's not coming back, is she? Of she's really not coming back, is she? En ek het net gedink, kyk net voor jou. Moenie omkyk nie, moenie. Die ding is ook, ek het en ek dink dis 'n coping mechanism wat van jonk af kom.
Ek kan vir my afsny. Ja, jy dissosieer. Ek kan vir my heeltemal disassociate van 'n ook net vir 'n tydperk, maar kan dit doen. En ek kan dit geheel en al doen en ek kan geheel en al myself uit die situasie uit verwyder Ja. en dit vermy. En ek meen wat nie 'n goeie ding is Want nie. alles kom dit vir jou, nee. Iewers kom dit weer. En vir baie maande na dit was baie dit was asof dit nie regtig gebeur het. Dis 'n skok. Ja. Dis soos en ek het gewonder, Jessie, ek is nie kwaad nie, ek is nie en dan later, na 'n paar maande, ek sal sê meer na amper na die tweede jaar, 'n jaar nadat sy dood is, het dit vir my begin erger raak. Want dan begin jy regtig besef, sy gaan nooit weer terugkom. Sy gaan nooit weer deur haar deur stap. So. Maar ek dink die eerste jaar is ek net shit, het dit regtig gebeur? Was sy regtig hier? Is 10 jaar. En jy kyk na video's en jy dink sy regtig, sy was hier nie. Maar ja, na 'n jaar begin jy besef dat regtig so, sy gaan nie weer terugkom en jy gaan haar nooit weer sien nie. En daai besef is waar die hartseer lê. Ek dink daai besef is waar die hartseer lê. En dis waar al die ander gevoelens inkom. Vir jou vrou ook die kwaad. Mense is nie regtig kwaad nie, maar jy is tog. Ek is nie spesifiek kwaad oor iets nie, maar daar is tog. Jy kon nie dokter sien of vinniger gewerk het nie. Sekere goedjies so 'n ding. Maar dan kom dit altyd weer vir my terug na die uiteinde sou dieselfde gewees. So jy het gepraat van die expiry date. Die uiteinde sou dieselfde gewees het as dit al tyd was sou sy gegaan het. En ek meen dit is nie, dis hoe die lewe, mens sien nie die lewe as 'n kind gaan dood voor ouers nie. Ek meen jy worry oor jou ma en jou pa. Maar dood gaan jy worry oor jou kind nie. Dis nie hoe die lewe moet loop nie. Ja, dit voel verkeerde kant op. Dit voel verkeerde kant op. En dis laat hoekom moet ek dan nog nie wees? Dit laat wat my purpose. Waar nou mens vas in die dood? Geloof. Jy het niks anders om vas te hou nie. Die hoop het jou weer gaan sien. En die hoop dat sy op 'n plek is waar daar nie pyn is nie en waar sy nie gevoelens of kan hartseer voel of want ek nie jy wil hê dit vir jou kind hê nie en as ek gekyk het wat sy deur gegaan het, al daai hartseer aan. Ewen as hulle nou vir my gesê het, ewen as hulle hom nou oorwin het, dit hy sou wel iewers weer opgekom het later. So dit sou ja. Ek weet nie, jy hou vas in jou geloof en daar's niks anders wat jy kan doen nie. Jy het nie 'n keuse nie. Dis die lewe gaan aan. Die mense rondom jou hulle beweeg aan. Die kinders speel sport, die kinders skryf eksamens. En my kind is nie daar om dit te doen nie. Die ma staan en moan oor my kind wat in die eerste netbalspan is en ek is net Wow, ja, dit plaas dinge nogal in perspektief. baie in perspektief. Dit gee vir jou en dit maak my half 'n meer koue persoon of ek kom meer ongevoelig voor want hier is my vriendin oor haar dogter wat nou het nie die eerste span gemaak nie en is vir verskriklik upsetting in haar te so seer en ek dink Wat 'n volk. Ja. ek wil net 'n kind hê. Sy hoef nie sport te doen nie. Ek wil net my kind hê. So dit verander jou perspektief van die lewe verskriklik baie en jy sien ook meer die kleiner dingetjies raak en jy sien die mooie dinge raak. Ek meen ek het vir 3 jaar geïsoleer. 3 jaar. Van sy siek geraak het tot omtrent 3-4 maande terug en ek het besef dat jy kan nie so aangaan nie. Jy kan nie aanhou isoleer nie. Jy kan nie aanhou angstig raak as jy iewers heen moet gaan nie. Jy kan nie. En ek dink mense so want mense vra vir jou vra en as mense eers vir my vra of jou kinders jy het dan sê ek soos
Okay, so wat antwoord ek nou? So wat antwoord jy dan? Wat antwoord ek? 2, maar hoe oud is hulle? Nee, een is nou 18 en een is okay, sy is nou nie meer hier nie. So Dink jy dat jy vermy die situasies omdat jy nie oor Carla wil praat nie? ek dink nie oor ek nie oor haar wil praat nie, maar oor ek nie met haar wil praat met mense wat ek weet, het nie 'n klou. Oor wat? Ja, wat julle deur is nie. Ja. So dit en ek ja, jy voel dis vir my makliker om soos ek het 'n baie goeie vriendin gemaak. Haar dogtertjie was ook siek, haar dogtertjie is baie gesond, hè. Okay. Baie jonger as Carla. Maar en ek glo die Here, sy's 'n baie gelowige vrou. Die Here het haar definitief gestuur op my pad want hulle het daai dae in die hospitaal baie korter gemaak. It's amazing om te hoor daar is mense wat dit soveel doen, hè. En ek dink sy is die enigste een met wie ek dalk 'n bietjie sal deel. Want sy het 'n stukkie daarvan. Stof van. Sy het daai trauma en daai maar dan kom dit by die dood van jou kind dan dis maklik vir iemand om te sê ek verstaan en dit moet baie erg wees. Maar jy gaan nooit weet. Jy gaan nooit weet nie. Ja, Ek kan nie vir jou beskryf hoe erg dit is nie. Dit is onmenslik om te dink dat iemand moet 'n kind afstaan in die dood. dis definitief, dit is 'n crazy gedagte. Ek kan nie, ja, dink as ek self kinders het om te dink, jy weet, dit is net vir my, ja, ek kan nie myself indink nie. So mense wat amper dan nou maak of hulle verstaan, irriteer jou tot 'n mate. Ja. En dit is hoekom ek geïsoleer het. Ek vermy dit eerder, maar ek's nou op 'n punt waar jy gaan dit met face. En jy gaan dit 10 net een keer by een keer terug by die werk. Ek gaan dit net een keer face. En dan is dit okay. Dan sal ons aangaan. Ja. So wat ek ook veel wil vra is, ek weet jy het vir Luke raak in die jaar 18. Luke is jou seun. Jy het nog steeds jou man. Die invloed op hulle twee is natuurlik ook helsgroot. Wat het jy raad vir ander mense wat nou daardeur gaan? Hoe, ek bedoel jou fokus gaan heeltemal op Carla. Jy weet, soos ek sê, die impak op Luke is obviously groot. Is daar ook raad wat jy het vir hoe mense dit kan hanteer? Ek het dit mos sleg hanteer, so ek kan nie regtig raad gee nie, soos ek vir sê. Maar as jy nou terugdink, is daar iets wat jy dink soos, Jesus, as ek dit dalk so of jy kan nie dit anders doen nie, want ek is 90% by die hospitaal. Dit is wat dit is. En die bietjie wat ek by die huis is ek so overwhelmed met die hele alles wat aangaan en met Carla wat al jou aandag verg. Dat en ek meen Luke was op 'n baie vulnerable age toe dit gebeur het. Ja. Ek dink hy was net standaard 8. Ja, standaard 8 en so hy het begin groot raak en ek het uitgemis op alles. Ek het op 2 jaar uitgemis van hom wat gegaan het van en op 16 was hy nog 'n klein seentjie. Jy weet hoe was hy? Hy was maar nog eintlik soos 'n 10-jarige. En uitgegaan na 'n 18-jarige seun in daai 2 jaar en dit voel net vir my daar's 'n gap amper. daar's 'n gap. En nou is hy 18 en nou is dit moeilik vir my om daai relationship te repair. En ek voel maar dis my verhouding met my man het gelukkig dit is ek gaan nie sê dit was amazing idee nie. Ek meen daar was tye wat hy wou loop, daar was tye wat ek wou loop, daar was tye wat ons glad nie ooreengestem het nie, daar was tye wat hy gevoel het ek gee op my kind, daar was tye wat ek gevoel het hy gee op. Maar ek dink mens moet jouself 'n bietjie kruis gee. En jy moet jouself 'n bietjie verstaan jou eie situasies soos wat iemand van buite af dit verstaan en sien dit dat dis iets waardeur jy moet gaan. En dis normaal dat verhoudings gaan verbrokkel rondom jou. Ek meen, ek kon nie my vriende sien nie, ons kon nie
Maar soos jy sê, isoleer. Isoleer. Jy disconnect van die buitewêreld af, maar dan is daar ook 'n disconnect in jou kleiner groepie, jou gesin, hè. En dit daar is ook nie dan 'n net disconnect en oplossing? dis nie vrywilliglik noodwendig nie. Dit is nie Natuurlik nie, jawel. dit is wat die situasie is. En ek dink dit is belangrik dat 'n mens probeer daai relationship hou, maar jy moet ook jouself kruis gee as dit 'n dip vang in daai tye. En mans hanteer ook mos maar nou emosies ander en hulle praat nie daaroor soos wat ander mense daaroor sop of soos wat ewen ek wat min praat meer as hulle. Dis makliker vir my om te express as wat dit is vir hulle. Vir hulle is dit 'n baie moeilike ding. Vir hulle is dit 'n ding wat hulle absoluut totaal en al vermy. Dit is hulle shut totaal en al down as jy enige iets daaroor mention. So dit voel ook al. Maar dit is te moeilik. Hulle wil net oor praat, jy moet vat, dan bring jy 'n gevoel vir hulle op. Dit is moeilik en ek dink ook mense hou vas aan die seer want jy dink as jy die seer laat gaan, gaan jy haar laat gaan. So omdat sy daai seer is, voel jy as jy gaan begin heal, gaan jy van haar vergeet. Ek weet ek sal haar nooit vergeet. Nee, dis nie die waarheid nie. Dis maar net, mens voel so. Want dis daai seer wat jou naby en al hou nou nog. As sy weg is. Dis al wat jou vashou en al is daai seer. Dis nie regtig so. Dis nie regtig so, ek wil net sê. Dis nie regtig so Maar nie, dit voel so. Dit is hoe dit vir jou voel. Tot jy op die punt kom wat jy besef dat jy gaan nie vergeet nie en gee jouself die kruis om te heal ook. En gee jouself die kruis om daai relationships te fix. En dit is wat ons op hierdie stadium probeer doen. I think grace is 'n amazing woord om te gebruik want ek bedoel niemand kan jou voorberei vir so 'n situasie nie. En is ook ons is baie maklik grace vir ander mense. Ek val baie grace vir ander mense. En ek het net gevoel vat 'n klein bietjie van my grace En vir jouself, wat doen? I think dis die ultimate road. Ek wil nou my laaste vraag vir jou vra. Wat was vir jou of wat is vir jou die mooiste eienskap en sterkste eienskap van Carla wat jy vir altyd by jou sal dra? Definitief hoe sy almal aanvaar het presies soos hulle is. En sy altyd die mooi gesien het en is dit altyd ook dit was altyd vir haar soos ek sê sy ander help. Ons is nie nou gepla met my hartseer en ek wat nou 'n port hier moet indruk, naalde indruk het. Daai klein dogtertjie wat daar binne huil. Dis Sal my kind hier buite sit en haar hart breek. Alhoewel sy weet sy gaan haarself daardeur moet maak. En sy was baie lief vir teken en sy het altyd toe sy by die kliniek was, het sy altyd as haar nuwe kind is, het die chemo-suster altyd vir haar gesê, onthou nou, hier kom 'n nuwe maatjie, jy gaan nou moet. Sy was altyd die een wat die nuwe maatjie gemaklik moet ontferm het en gewoond ontferm het en verduidelik, dis baie erg in die begin, maar dit raak beter en almal so positief en die wat swaar kry, mamma, daai mense kry swaar, ons moet vir hulle kos vat, ons moet vir hulle dogtertjie pyjamas koop, ons moet sy het net altyd haarself so ontferm oor alles en dit was net almal aanvaar presies soos hulle is. Of jy nou blou aantrek en of jy nou 'n meisie is en jy hou van blou en of jy 'n seentjie is, daai bestaan nie. Ons is almal dieselfde en sy het net 'n baie en haar liefde vir die lewe. Dit was net en ek dink dis op die punt waar ek nou is dat iewers moet ek iets doen om haar te laat voortleef. Om haar te laat voortleef en so in die huis sit gaan definitief nie. En dis ook nie wat sy vir my sou wou hê nie. Dis nie. En so het ek maar begin maar met die natuur, bietjie net buite, net nie noodwendig tussen mense nie, maar en ek raak angstig, ek raak baie angstig. Ek vermy nog steeds 'n partytjie, ek vermy nog steeds waar daar baie mense is, ek vermy nog steeds 'n shopping center. Dit trigger nie te veel goed in my. Ek sien 'n kind hier en ek sien 'n ma wat hier met 'n kind dans stap. Dis net en ja. So vir jou op hierdie stadium is die natuur 'n goeie plek om in te wees om uit te kom. Definitief. Dis jy kan jou mind
En jy kom daar 'n bietjie uit. Ek kom daar. Jo. Stef baie dankie. Ek waardeer dit so baie dat jy vandag kom praat het. Ek weet dit is nie maklik vir jou nie. Dis 'n promise. Ja, ek weet eintlik nie hoe om vir jou dankie te sê en ek weet eintlik nie hoe om dit af te eindig nie. Maar ek wil net sê bitter baie dankie. Dis 'n plezier. Hallo almal. Ek wil net vir julle sê baie dankie. Ek het baie dit geniet. Ons het so baie diere gesien en dit was net so lekker. Baie dankie lief vir julle almal.